Matteus 24 vers 12 tot 13. En omdat die wetteloosheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Die afgelope tyd word ek toenemend meer en meer besorg oor die liggaam van die Messias. Dit lyk net vir my daar is so 'n gebrek aan ware liefde. Ek praat van die alledaagse lewe van Facebook tot e-posse, noem maar op. Dit blyk net daar is 'n gebrek aan liefde vandag in die liggaam van Messias en dit gaan my aan. Dit is uiters kommerwekkend, want die meester Yeshua het gesê, alle mense sal weet dat ons sy disippels is, as ons mekaar liefhet, sien gerus Johannes 13 vers 35. So basies is liefde die handelsmerk van sy ware volgelinge. Kyk nou na ons openingsvers hier in Matteus 24 wat ons sopas gelees het. Baie mense glo dit gaan oor die liefde van die wêreld daar buite, naamlik dat die liefde van die wêreld sal koud word in die laaste dae voor Yeshua se wederkoms. Maar kom ons dink vir 'n oomblik baie mooi hieroor na. Die wêreld ken nie ware liefde nie, want Elohim is liefde. Majesteit Yahweh is liefde. So ons meester Yeshua praat sekerlik hier van gelowiges in hom, belydende gelowiges in Yeshua, wat in die Torah van Elohim wandel. Dit is hulle liefde wat besig is om te verkoel. Dus, sy woorde net hier in vers 13, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Wat beteken dit? Bedoelende diegene wie se liefde nie koud word nie, diegene wat volhard in sy liefde tot die einde toe sal gered word. Dit is wat hy sê. Liefde vir mekaar, en nie net vir mekaar nie, maar vir ons volksgenote in die wêreld. Nie vir die wee van die wêreld nie, maar vir die Adamiete in die wêreld om in liefde na hulle uit te reik. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 7 tot 10 as volg. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit Elohim, en elkeen wat lief het, is uit Elohim gebore en ken Elohim. Hy wat nie lief het nie, het Elohim nie geken nie, want Elohim is liefde. Hierin is die liefde van Elohim tot ons geopenbaar, dat Elohim sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons Elohim lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Kyk na vers 8, daar staan, hy wat nie lief het nie, het Elohim nie geken nie, want Elohim is liefde. Nou, terwyl ons eers hierna kyk, wil ek hê ons moet onsself eerlik afvra. Het ek lief? Toon ons liefde in alles wat ons doen, in al ons optrede, in hoe ons op ons naaste reageer. As iemand ons op die verkeerde manier opvryf, wys ons liefde? Betoon ons Elohim se onvoorwaardelike liefde? As iemand nie met ons saamstem oor enige iets nie, wys ons Elohim se onvoorwaardelike liefde? Want dit sê, wie nie lief het nie, ken Elohim nie, want Elohim is liefde. So ons moet onsself afvra, is ons lief vir ons medemense? Is ons werklik lief? Toon ons die einste ding wat Majesteit Yahweh self aan ons gewys het? Liefde is om van onsself te gee, wanneer die ontvanger van daardie liefde nie daardie liefde waardig is nie, en nie daardie liefde verdien nie. Die vlees verstaan nie hierdie dinge nie, en dit maak nie vir die vlees sin nie. Die wat weergebore is deur die afgesonderde Gees, verstaan hierdie dinge,
want die liefde van Elohim is in hulle harte uitgestort. Liefde is om van onsself te gee wanneer die ontvanger van daardie liefde nie daardie liefde waardig is nie, en nie daardie liefde verdien nie. Dit is Elohim se onvoorwaardelike liefde wat hy teenoor ons bewys het en steeds elke dag bewys. Om onvoorwaardelike liefde te gee is wat liefde is, naamlik om dit te gee aan iemand wat dit nie verdien nie. Weereens, aan ons selfsugtige vleesnatuur maak hierdie dinge glad nie sin nie, en weens ons selfsugtige vleesnatuur wil ons nie hierdie onvoorwaardelike liefde gee nie, want die vlees ken nie hierdie liefde nie. Matteus 5 vers 46 tot 48, want as julle lief het, die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net jul broers groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Dus, om liefde te betoon aan iemand wat jou lief het, is nie om liefde te gee nie. Dit is om te doen wat natuurlik kom. Dit is so, en dit kan op baie maniere geïllustreer word. As iemand byvoorbeeld vir jou 'n pragtige e-pos of kommentaar op sosiale media stuur waarin hulle sê, "Ai, jy is so oulik." Wat is die natuurlike reaksie? "Ag, dankie." En dan prys jy hom of haar terug, nie waar nie? Natuurlik. Nou, kom ons sê iemand gee jou 'n haatlike e-pos of kommentaar. Miskien is dit te danke, miskien is dit nie te danke nie. Nietemin, hulle gee jou 'n haatlike e-pos of kommentaar ongeag. Nou, om onvoorwaardelike liefde te betoon is om liefde te bewys in daardie omstandighede. Want wat sou ons natuurlike neiging wees in so 'n geval? Ons sal wil terugbyt en gelyk kom met hulle, nie waar nie? Dit is die vleeslike neiging. Dit is net die menslike natuur. Maar, wat onderskei ons van diegene wat in die menslike natuur wandel? Wat is die ware gelowige se handelsmerk? Dit is Majesteit Jahweh se onvoorwaardelike liefde. Dus, om onvoorwaardelike liefde te betoon, is om liefde te wys wanneer dit die moeilikste tyd is om dit te doen. Hoopelik maak dit sin. Romeine 5 vers 8 verklaar, maar Elohim bewys sy liefde tot ons daarin, dat die Messias vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. My liewe broer en suster, toe ons Elohim teëgestaan het, het hy sy eie seun gestuur om vir ons aan die folterpaal te sterf. Dis nou ware, onvoorwaardelike liefde. Ons het dit nie verdien nie. Ons was nie eens op hom gefokus nie, maar tog was hy op ons gefokus. Hy het na ons uitgereik toe ons nie eers omgegee het nie. Dis ware liefde. Nou, kom ons kyk na ons perspektiewe, na dinge van ons alledaagse lewe. Kom ons sê net iemand is teen 'n sekere standpunt waaraan ons vashou. Wel, gaan ons liefde openbaar, of gaan ons 'n neerbuigende, koue, ignorerende, harde houding teenoor hulle hê, omdat hulle nie met ons saamstem nie? Wat gaan ons doen? Dis ons keuse. Gaan ons liefde wys? Hulle het dalk geen begeerte om eers ons standpunt te wil sien nie. Gaan ons liefde wys? Hulle is dalk neerbuigend teenoor ons. Gaan ons liefde wys? Onthou, Majesteit Jahweh het sy liefde aan ons bewys toe ons nie liefde aan hom bewys het nie. 1 Johannes 4 vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. So, wat doen ons om sy liefde te alle tye aan ons naaste te wys, die wat in die liggaam van Yeshua is, asook die wat buite die liggaam van Yeshua is?
Wat doen ons om sy liefde te wys? Dit is regtig kommerwekkend wat onder ons eie lede in die liggaam van die Messias aangaan deesdae. Die handelsmerk, ons handelsmerk, naamlik liefde, verdwyn vinnig reg voor ons oë. En so baie mense sien dit nie raak nie. Ons is so besorg oor ons eie regte en ons is almal so begaan oor ek is reg hieroor of ek is reg daaroor, terwyl ons nie besef hoe ons aan ander voorkom nie, terwyl ons nie besef wat ons aan die ontvangers aan die ander kant doen nie. Terwyl ons nog sondaars was, het Yeshua die Messias vir ons gesterf. Tog sien 'n mens dat, aangesien hulle die korrekte antwoord op hierdie het of die korrekte antwoord op daardie het, dat hulle ewe skielik die reg gee om mense af te sny en te sê, nee, jy is verkeerd op dit en ek is reg daarop. En dit is ontstellend dat ons onder mekaar argumente kan begin en beklei, net omdat ander nie met ons saamstem nie, omdat ons dit nie op hulle manier sien nie, of omdat hulle dit nie op ons manier sien nie. Dit is net asof mense deesdae veral so vinnig en verdedigend is van hul eie sienings. Onthou net, ons is verseker nie Elohim se gawe aan die mensdom daar buite nie. Ons het nie al die antwoorde nie, medebroers en susters. Ons mag dalk dink ons doen, maar ons doen nie. Majesteit Jahwe se gawe aan die mensdom was Yeshua. Hy het wel die antwoorde gehad. En ons is veronderstel om sy voorbeeld na te volg, naamlik om in liefde te wandel, om te wandel op die manier wat hy gewandel het. Die vraag is, streef ons dit na, of is ons te vinnig en te trots om ons eie standpunte te verdedig? Is ons te vinnig om te sê, wel nee, ek is reg en jy is verkeerd? En dit kan gebeur. Ons is almal op een of ander stadium daaraan skuldig. Gaan ons net aanhou om mekaar af te sny totdat daar niemand meer oor is nie en ons die laaste man is wat staan? Onthou, aanbieding is alles. Hoe is jou aanbieding van liefde aan jou naaste? Hoe is jou aanbieding om Majesteit Jahwe se liefde aan diegene rondom jou te wys? Dit kan wees aan diegene binne die liggaam van Yeshua en diegene buite die liggaam van Yeshua. Stoot jy mense weg of trek jy hulle in met jou liefde wat uit Majesteit Jahwe vloei? 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Ek wil dit weer lees, maar ek wil dit 'n bietjie verander. Ek wil 'n paar woorde verander net om die konteks daar te hou oor liefde en hoe dit al hierdie eienskappe is, maar miskien vanuit 'n ander perspektief en hoe ons reageer. Dit beteken hoe ons op iemand reageer as hulle iets vir ons sê of as hulle iets doen. Hoe gaan jy op hulle van aangesig tot aangesig reageer? En hoe gaan jy agter hul rug op hulle reageer? Of hoe gaan jy dalk reageer op iemand se kommentaar of boodskappe via sosiale media? So, met dit in gedagte, terwyl ek dit lees, dink aan al die dinge wat jy dalk gedoen het, of hoe jy optree om op iemand te reageer. Die liefde reageer geduldig. Die liefde reageer vriendelik. Dit reageer nie met afguns nie. Die liefde reageer nie met grootpraterige houding nie. Dit reageer nie in trots nie. Dit reageer nie onbeskof nie.
Dit reageer nie op 'n selfsoekende manier nie. Dit reageer nie maklik kwaad nie. Dit hou geen rekord van oortredinge teen dit nie. Die liefde verlustig hom nie in die kwaad nie, maar is bly saam met die waarheid. Die liefde reageer op maniere wat altyd beskerm, altyd vertrou, altyd hoop en altyd volhard. Die liefde vergaan nooit nie. So, hoe stel jy jouself voor? Is dit in liefde? As jy op mense reageer, is dit in liefde? Wys jy dat jy 'n voorbeeld is van die einste liefde wat jou in die begin na hom getrek het? Dink mooi hieroor na. Ons moet die ambassadeurs van hom wees om ander na hom toe te trek. En hoe was ons na hom toe aangetrek? Deur sy onvoorwaardelike liefde. Dus moet ons ander deur dieselfde liefde trek. Toe ons nog in sonde geleef het voordat ons tot inkeer en bekering gekom het, het hy ons oor die kop geslaan? Nee, hy het ons sagkens met sagmoedigheid en genade tree vir tree gehelp en bygestaan en tree vir tree gelei en ons met geduld geleer. Hy het niks op ons afgedwing of in ons kele afgedruk nie. Hy het ons nie met die woord geslaan nie. Hy het ons nie met 'n torastok geslaan nie. En hier wandel ons nou in die waarheid. En nou dink baie van ons het dit alles mooi perfek reg in ons kop uitgewerk. Maar miskien vorentoe ergens langs die pad, gaan ons sien waarmee ons dalk nou verkeerd was wat ons dink ons vandag mee reg is. En dan sal ons hopelik kan sê, o, wel, ek dink ek was verkeerd daarmee. Die punt is dat ons dieselfde liefde aan ander moet betoon. Ons hoef nie iemand te oortuig dat ons reg is of dat hulle verkeerd is nie, want ons kan reg wees of ons kan verkeerd wees en hulle kan reg wees. Ons bewandel almal die weg. Ten minste jaag ons Yeshua na. Die punt is, medebroers en susters, wys ons sy liefde. Dit is die groot vraag. Betoon ons sy liefde wanneer ons met mekaar verskil, of verteer ons mekaar? Ons liefde is die groot ding waarop ons vorentoe geoordeel gaan word. Majesteit Jahwe het self in Jesaja 1 vers 18 gesê, kom nou en laat ons saam redeneer. Ja, die skepper van die heelal sê, kom nou en laat ons saam redeneer. Hy sê nie, kom, laat ek jou wys waar jy verkeerd is nie. En nogtans, hoeveel mense het ons al teëgekom met daardie einste houding? Kom, ek wys jou waar jy verkeerd is. Hier, ek sal jou vertel. Hier, kyk net hier, sien jy dit hier? Dis waar jy verkeerd is en ek is reg. Hoeveel keer het ons dit al raak gesien of beleef? Hulle bedoel dalk nie om so voor te kom nie, maar weer eens is aanbieding alles. Hoe ontvang die ander persoon dit? En dit is wat ons moet onthou. Majesteit Jahwe self sê, kom nou en laat ons saam redeneer. As hy dit vir ons sê, en ons is duidelik in die verkeerde en hy is duidelik in die regte, hoeveel te meer moet ons daardie selfde soort liefde, daardie selfde soort deernis met mekaar toon? Kom ons praat dit uit, kom ons werk saam hieraan. Weet jy wat? Jy is dalk reg, kom ons werk dit uit. En as jy aan die einde van daardie gesprek steeds nie saamstem nie, goed dan so, dan stem julle net ooreen om nie saam te stem nie, en julle het albei die liefde van Elohim geïllustreer. Hoe wonderlik is dit? Medebroers en susters, mede-volksgenote, ons is almal reg met iets, en ons is almal verkeerd met iets. En wanneer die Meester Yeshua terugkom, gaan hy vir ons wys wie is reg en wie is verkeerd. En ek sal met graagte saam met jou bly wees indien ek verkeerd was oor alles wat jy gesê het ek verkeerd op was, en wat jy gesê het jy reg mee was. Want
Op daardie oomblik in tyd sal ek nie meer daaroor omgee nie, want Yeshua is hier, en ek en jy is by hom. Dis al wat dan gaan saak maak. En ek glo die kern van die saak is dat ons almal streef om by daardie punt uit te kom. Ek hoop regtig so. So in daardie reis, in daardie strewe om by hom te wil uitkom, laat ons die onvoorwaardelike liefde met mekaar deel wat Elohim aan ons gegee het deur sy inwonende afgesonderde gees. Dit is as die afgesonderde gees werklik in ons woon en ons dit toelaat om deur ons te vloei na buite. Hoe dikwels het ek dit al gesien? Hoe dikwels het die meeste van ons al gesien? En baie van ons was dalk al in hierdie selfde bootjie waarin ons ander geboelie het en met die Torah-stok geroskam het, bloot omdat ander gelowiges of nuwelinge in die waarheid nie met ons of ons standpunt oor 'n spesifieke skrifgedeelte of lering saamgestem het nie. Geliefdes, dit behoort nie so te wees nie. Hoe verteenwoordig ons die Elohim van Abraham, Isak en Jakob? Watse tipe ambassadeurs is ons vir sy waarheid en sy koninkryk? Trek ons mense na hom toe, of stoot ons mense weg van hom af? Dit is baie ernstig. Soos daar geskrywe staan, die naam van Elohim word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Bring ons laster en oneer aan sy naam, deurdat ons nie in liefde met mekaar en ons naaste wandel nie? Wat is die verskil of jy dit aan ander volksgenote buite die liggaam of binne in die liggaam aan Yeshua doen? As jy sê jy is reg en hulle is verkeerd, wel, dan is jy niks beter nie as 'n Bybeldonder. Jy slaan dit op hulle kop. En toegegee, jy is dalk reg. Jy kan heel moontlik 100% reg wees. Maar weer eens, ons aanbieding is alles. As jy reg is, en kom ons sê net vir 'n oomblik dat jy is, en jy mag dalk oor enige onderwerp reg wees, as jy regtig wil hê hulle moet die kennis ontvang wat jy besit, die wysheid wat Majesteit Jahwe heel moontlik aan jou gegee het, moenie hulle wegstoot met die houding wat sê jy is reg en hulle is verkeerd nie, want dit is wat gaan gebeur. Dis net die menslike natuur. Ons moet onthou dat ons mekaar nodig het. So as jy reg is, moet jy na vore kom met 'n nederige gesindheid en sê, weet jy wat, ek dink jy kan dalk verkeerd wees. Kan ons hierna kyk en dit bespreek? Of jy hoef nie te sê die ander persoon is verkeerd nie, want soms kan dit mense op die verdediging plaas, en veral deesdae meer as ander. Jy kan eerder sê, het jy al ooit hierdie perspektief oorweeg? En gaan op daardie manier en die volgende ding wat jy weet, 'n wonderlike interaksie kan aan die gang kom. Nou, as hulle vir jou harde kwas sê, nee, dit is verkeerd as gevolg hiervan of daarvan, wel, dan het jy jou deel gedoen. Jy gaan ten minste in vrede weg, wetende dat jy dit vir hulle in vriendelikheid en liefde gebring het, en dat jy dadelik kon sien dat hulle dit nie gaan ontvang nie. En daar is niks fout daarmee nie. Ons word nie geroep om mense te verander of te oortuig nie. Ek sê dit weer, want dit sink baie keer nie in by baie mense nie. Ons word nie geroep om mense te verander of te oortuig nie. Ons is geroep om die waarheid aan te bied. Ons saai eenvoudig die saad van die woord en Elohim sal dit laat groei in sy eie tyd wanneer dit op goeie grond val. Ons is nie geroep om mense se gedagtes te verander nie. Ons word geroep om die waarheid aan te bied en uit te leef in ons alledaagse lewens. As jy vol spoed op hulle afkom, gaan hulle dit glad nie in liefde ontvang nie. Hulle sal dit op 'n baie neerbuigende, aanvallende manier ontvang, en hulle sal nie 'n woord ontvang wat jy sê nie, al is jy dalk 100% reg. En dit is die hartseer deel. Jy is dalk reg. Moenie hulle wegstoot as gevolg van jou aanbieding nie. Onthou, dis nie so seer wat jy sê nie, maar hoe jy dit sê wat saak maak.
Maak dus die aanbieding in liefde, en as hulle dit dan nie aanvaar nie, is dit reg so. Die saad word nietemin geplant. Majesteit Jahwe sal dit laat groei in sy eie tydsberekening. As jy dit nie aan jou gedoen wil hê nie, moenie dit aan ander doen nie. Dit is waarop dit neerkom hier. En jy mag tereg sê, wel, ek doen dit nie, maar dit is hoe dit ontvang word. Weereens kan jou bedoeling 100% opreg wees, maar die ontvangs vir die ander persoon is 100% verkeerd. En dit is waar ons meer skade aan die liggaam en aan die naam van ons Elohim kan doen, as ook aan die saak van die koninkryk. Dit is baie ernstig. Dit is werklik kommerwekkend, want meestal is die motiewe goed. Ons verstaan dat ons almal opgewonde raak oor die verskeie waarhede in die skrif, en ons voel gedring in ons ywer om net voluit te gaan en dit te deel met ander. Geen probleem daarmee nie, maar hou in gedagte dat daardie ywer tesame met kennis, wysheid en liefde gepaard moet gaan, veral met liefde. Ons besef nie altyd hoe ons aanbieding voorkom nie, en dit is die groot probleem tans onder ons eie mense. Dit is. En noem maar op, daar is allerhande debatte daar buite, van die verskil in die kalenders, tot die feeste en die sabbate, tot die name en die vorm van die aarde, ensovoorts. Maar kom ons kyk na 'n paar teksgedeeltes. Ons lees in 2 Tessalonisense 1 vers 3. Ons moet Elohim altyd oor julle dank, broers, soos dit billik is, omdat julle geloof oorvloediglik toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word. Vraag: gebeur dit vandag? Sien ons dat die liefde vir mekaar toeneem in die liggaam van die Messias? Of sien ons onenigheid, bespotting, verkleinering, boelie, trotse houdings, arrogansie, neerbuigende spraak, 'n liefde wat koud word? Met dit in gedagte, Efesiërs 4 vers 29 tot 32. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit guns kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die afgesonderde gees van Elohim nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos Elohim ook in die Messias julle vergewe het. Dit verklaar en bedroef nie die afgesonderde gees van Elohim nie. Wel, hoe bedroef ons die gees? Kyk weer na die volgende verse. Dit sê, raak ontslaaf van alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering saam met alle boosheid. Wanneer daar onenigheid is laasgenoemdes die dinge wat so maklik na vore gebring kan word. As die teestander ons kan kry om teen mekaar te veg, of dit nou in ons huwelike is, of in ons vriendekringe, of in die liggaam van die Messias, of net in die algemeen met mense daar buite, het hy ons reeds verslaan. Hy gaan nie met ons mors as ons met mekaar beklei nie, want hy weet ons gaan nie met hom beklei nie as ons so besig is om mekaar te verteer oor elke klein bietjie meningsverskil of groot meningsverskille of wat ook al. Hy gaan alles in sy vermoë doen om ons te laat veg teen mekaar, en dit is hoekom ons Paulus hier sien skryf, kyk, moenie die afgesonderde gees bedroef nie. Raak ontslaaf van al hierdie goed. Dit is die goed wat die vyand binne in die kamp sal plaas, en hy sal dit in die laar laat gis, en dit laat rys en groei. En die volgende ding wat jy weet, kan hy reg deur die kamp loop, en ons sal hom nie eers raak sien nie, want ons is te besig om met mekaar te beklei en mekaar te verteer.
Ons moet dit uit die kamp kry en onder ons volk uit ons harte, en ophou om die afgesonderde gees te bedroef, want dit is presies wat ons doen. As ons nie van hierdie dinge ontslae kan raak nie, is dit die dinge wat die afgesonderde gees bedroef. Ons lees verder in 1 Johannes 4 vers 20. As iemand sê, ek het Elohim lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broer wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy Elohim lief hê wat hy nie gesien het nie? En dis hier waar baie mense hulle self mislei. En jy mag dalk sê, wel, jy weet, ek haat hulle nie. Maar die ding is dit, as jou woorde hulle net op 'n neerbuigende manier afkap, hulle voortdurend neerlê, is dit om liefde te wys? Onthou, liefde trek ons na die waarheid. Dit dwing ons nie of slaan ons nie na die waarheid nie. So jy moet jouself afvra, trek jou aanbieding mense na die waarheid, of stoot jou aanbieding hulle af? Medebroers en susters, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, dit maak saak. Vir die vlees gaan dit nie saak maak nie. En as jy in jou hart dink, wel, dit maak nie saak nie, of ek hoef nie te verander nie, ek wys genoeg liefde, dit is 'n ernstige saak. As jy so dink, dan wandel jy nog steeds in die vlees, en jy moet bekeer en jou saak regkry. 2 Petrus 1 vers 5 tot 8. En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die toewyding, en by die toewyding die liefde vir die broers, en by die liefde vir die broers die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons meester, Yeshua die gesalfde een nie. Let nou mooi op hier. As ons hierdie eienskappe in toenemende mate besit, sal dit ons daarvan weerhou om oneffektief en onproduktief in ons kennis te wees vir Elohim se koninkryk. In ons toewyding of godsaligheid moet ons byvoeg die broederlike liefde, en by die broederlike liefde die naaste liefde. As ons veral nie hierdie twee dinge het nie, sal dit ons daarvan weerhou om doeltreffend en produktief te wees in ons kennis. Dit beteken dat ons kennis 100% korrek kan wees, maar as ons nie daardie kennis in broederlike liefde en in naaste liefde aanbied nie, dan is dit oneffektief en onproduktief. Ons doen dan absoluut niks goed vir die koninkryk van Elohim nie, en ons kennis maak ons dan net opgeblaase, dis al. 2 Petrus 1 vers 9 tot 11. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broers, moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons meester en verlosser, Yeshua die Mashiach. Wat? Hoe kan ons blind wees? Hoe kan ons kortsigtig wees? Omdat dit beteken ons het vergeet dat ons van ons vorige sondes gereinig was. Onthou, ons was nie altyd by hierdie kennis wat ons nou het nie. So ons moenie optree asof ons dit nog altyd gehaat het en dat dit ons beter maak as ander wat nog nie weet nie. 1 Korintiërs 8 vers 1, die eerste gedeelte, die kennis maak opgeblaase, maar die liefde stig. Net soos ons by daardie kennis uitgekom het, moet ons ander ook daarin intrek en lei. In plaas daarvan om hulle te dwing en met die slaanstok te klop, gebruik die liefde en vriendelikheid wat Elohim ons gegee het om ander na hom toe te trek. In vers 10 sê dit, daarom broers moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak.
Wat beteken dit? Maak seker jy wandel in hierdie broederlike goedhartigheid, hierdie onvoorwaardelike liefde wat Elohim in die eerste plek aan jou gewys het. Maak seker jy wandel in hierdie naaste liefde. Maak seker dat jy hierdie dinge doen en dan sal jy nooit val nie. En jy sal 'n ryk verwelkoming in die ewige koninkryk ontvang. Dis 'n belofte. As jy dit doen, as jy hierdie dinge besit en daarin toeneem, as jy wandel in daardie broederlike liefde en naaste liefde, en dan sal jy daardie ryk verwelkoming ontvang. Amen. Dit is die dinge wat ons nodig het. Dit is die dinge waarin Elohim ons roep om in te wandel, naamlik daardie broederliefde en naaste liefde. Dit is die kroeks van ons hele wandel, medebroers en susters. Die liefde is ons handelsmerk wat wys dat ons aan hom behoort. Met dit alles in gedagte, vra ek weer, sien ons vandag meer liefde in die liggaam van Yeshua? Of sien ons 'n liefde wat koud word? Ons lees verder in Filippense 2 vers 14 tot 16. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van Elohim sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou. Doen alles sonder murmurering en teespraak. Dit is hoe ons alles moet doen. Kla ons dan oor ander? Argumenteer ons met ander? Dit is die dinge waaroor ons moet dink. Ons moet die goed uit ons lewens uit verwyder. Ons moet alles doen sonder om te murmureer of te stry. Ons moet die vrugte dra wat by die bekering pas. Jakobus 1 vers 26. As iemand onder julle meen dat hy toegewyd of godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die toewyding van hierdie man is te vergeefs. Die vraag is dus, kan jy beheer wat by jou mond uitkom, of sê jy net wat jy wil, veral vir jou vriende? Want jy weet, dit is mos lekker om oor ander met ons vriende te praat, of hoe? Om een of ander rede dink so baie dit is goed om ander binne hul klein vriendekring met die tong te slaan, terwyl hulle al hierdie tyd hierdie einste bogenoemde teksvers teestaan. Dis word hul toewyding of godsdiens, hul geloof, hul pogings om die weë van majesteit Jahwe na te streef, heeltemal waardeloos, leeg en betekenisloos gemaak. Alles omdat hulle nie hul tong kan beheer nie. Matteus 12 vers 36 tot 37 verklaar, maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag, want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. So, medebroers en susters, medevolksgenote, beheer ek en jy ons tong, of die woorde nou uit ons monde of vanaf ons fone of rekenaar se sleutelborde kom, dit kom steeds uit ons harte en ons woorde dra krag. Ons moet dus ons woorde versigtig gebruik. Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Meester, Meester, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Meester, Meester, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat wetteloosheid bedryf. Julle wat wetteloosheid bedryf. Onthou, die liefde
is deel van die wet, van die Torah, en moet asseblief nie vergeet dat om jou naaste lief te hê soos jouself die tweede grootste gebod is nie. As ons nie in liefde wandel nie, dan wandel ons in wetteloosheid. Dink 'n bietjie daaroor na. Elohim is liefde. En die wat nie liefde het nie, het Elohim nie geken nie. Dit is baie ernstig. 2 Petrus 3 vers 18. Maar julle moet toeneem in die guns en kennis van ons Meester en Verlosser, Yahshua die Mashiach. Aan hom kom die eer toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Ons gaan nie iemand se gedagtes verander deur hulle met die Torah-stok te slaan of aan te val nie, medebroers en susters. Beteken dit dan dat ons glad nie met enige iemand kan verskil nie? Nee, maar dit beteken wel dat ons dit op 'n liefdevolle manier moet doen. Onthou, ons hoef nie op 'n haatlike, harde manier te verskil nie. Ons kan op 'n liefdevolle, vriendelike manier verskil. Selfs teregwysing en vermaaning kan en moet in liefde gedoen word. Trouwens, laasgenoemdes moet uit omsigtigheid en uit besorgdheid gedoen word en met deernis. En 'n persoon wat die juk het om iemand te gaan teregwys, dit is juis die einste persoon wat nie moet gaan teregwys nie, want dit gaan verseker nie in liefde gedoen word nie. En selfs al dink daardie persoon dit word in liefde gedoen, kan ek jou beloof dat dit nie in liefde ontvang sal word nie, want daardie persoon wil dit net doen om dit te doen. Dit moet in liefde en sagmoedigheid gedoen word. Al luister hulle nie na jou of ontvang jou teregwysing of jou vermaaning nie, dan weet jy ten minste dat jy die waarheid in liefde aangebied het, en jy het alles moontlik gedoen om hulle na die waarheid te trek, en nie tot die waarheid te dwing nie, maar om hulle in te probeer trek. En as hulle dit nie ontvang nie, dan is dit op hulle. Hou dit altyd in gedagte dat ons roeping nie is om mense te probeer oortuig nie, soos dit ek vroeër genoem het. Ons almal se roeping is om die waarheid aan te bied. En al is dit selfs jou waarheid wat jy glo, waarvan jy oortuig is, kom ons sê dit is verkeerd, moet jy daardie waarheid in liefde aanbied. En dan sê iemand jy is verkeerd. Miskien oor 'n jaar of 2 of 3 later kom jy dan dalk tot die besef dat jy wel verkeerd was. Dan kan jy weet en gerus wees dat jy niemand veroordeel het omdat hulle nie geglo het wat jy geglo het op daardie tydstip nie. Jy het dit dan op 'n liefdevolle manier gedoen, en omdat iemand anders hul waarheid op 'n liefdevolle manier aangebied het, wat hulle gedink het die waarheid is, goed, dan sê jy, haai, dit maak meer sin as wat ek tans glo. Weereens, dit is alles in hoe ons onsself aanbied. Daar is vele broers en susters daar buite wat vol passie en ywer is vir die waarheid, met groot opgewondenheid oor die kosbare waarhede wat hulle ontvang het. Hulle weet dit is reg wat hulle glo. As hulle dit maar net in liefde met deernis kan aanbied en meer geduldig beweeg, 'n bietjie rem aanslaan, beheer kry oor die stuurwiel, 'n bietjie meer luister en besef dat as jy dit aanbied op 'n liefdevolle manier wat ander sal ontvang, dit is wanneer jy sal vind jy baie meer mense sal kry wat ten minste oop is om van jou te hoor. Hou dit dus asseblief in gedagte. Liefde is waarlik die finale toets en handelsmerk of ons Yahshua se disippels is of nie, of ons waarlik bekeer het van ons oortredinge of nie. Liefde is 'n toets. Ek en jy kan al die kennis in die wêreld hê, maar as ons dit nie op 'n vriendelike, liefdevolle manier aanbied in 'n broederliefde soort manier nie, is jy oneffektief en onproduktief vir Elohim se koninkryk, en dit baat niemand enigiets goeds nie. Niemand sal by jou baat as jy dit nie in 'n broederliefde op 'n vriendelike manier uitwandel nie. Ons moet produktief wees vir die koninkryk, en dit kan alleenlik gedoen word wanneer ons die waarheid in liefde aanbied. En weer,
Al is dit wat jy dink en glo die waarheid, goed so, maar miskien is jy dalk ook verkeerd. En miskien het diegene wat met jou praat dalk die waarheid. Ons moet oop wees met mekaar, dialoog met mekaar. Kom, laat ons saam redeneer. Nie saam beklei nie, nie onder mekaar kibbel nie, nie met ons vingers na mekaar wys nie, maar saam Joshua se voorbeeld en rede navolg en uitleef. En dan weer, aan die einde van die dag, as ons steeds nie saamstem met mekaar nie, dan weet ons dat ons ten minste die instruksies van liefde vir mekaar uitgeoefen het. Wat 'n vreugde om te weet dat ons aan die einde van die dag in Elohim se liefde gewandel het. As ons almal net in daardie liefde kan begin wandel, daardie broederliefde, daardie vriendelikheid, en nie probeer om ons sienings op mekaar af te dwing nie, dan kan ons berge versit. Ons kan soveel meer vir ons volk en vir Elohim se koninkryk doen, as ons net in liefde kan begin wandel met mekaar. 1 Petrus 1 vers 22 tot 23. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde liefde vir die broers gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van Elohim, wat tot in ewigheid bly. Wees innig lief vir mekaar vanuit die hart. Waar is die ongeveinsde, vurige liefde uit 'n rein hart in die liggaam van die Messias vandag? Dit is uiters kommerwekkend dat dit wegbeweeg van die vlam en stadig maar seker koud word. Hoe verder dit van die vlam af wegkom, word dit kouer en kouer en kouer, tot waar dit amper nie meer bestaan nie. Dit is kommerwekkend, my broers en susters. Mag Majesteit Jahwe ons elkeen barmhartig wees. Baie dankie vir die saamkyk. Geseënde dag vir elkeen. Selah. Belong to Him by how we love each other, and they will know that we belong to Him when we love each other. Oh, children of Yah, this is who you are, and what you will become when you see Him as He is. For greater is He in you than the wicked one who is in the world. Let him who fears be perfected in your life. For we love Him
is how we know love. Then they will know that we belong to Him by how we love each other. Oh, children of Yah, beloved sons, you have overcome. The battle has been won. Greater is He who is living in you than the wicked one who is in the world. You have overcome. You have overcome the wicked one. You have overcome the wicked one. Let him who fears be perfected in your love. We will love him, for he first loved us. Perfect love has no fear. There is no fear in love. Perfect love has no fear. There is no fear in love. Then they will know that we belong to Him by how we love